Ehm dankie, ons is weer 'n mooi klompie vanoggend. Ek gaan vir ons begin deur saam te bid. Ek wil vra dat julle saam met my sal bid. Ons liefdevolle God, U wat ons lewe moontlik maak, U wat vir ons die lewe gegee het, U wat ons help om sinvol besig te wees elke dag van ons lewe, U wat die fokuspunt van ons bestaan is. Ons wil U aanbid in hierdie oggend en vir U dankie sê vir die geleentheid wat U vir ons gee om nog gespaar te wees en U woord te lees en daaruit te leer. Ons bid vir die kragtige leiding van die Heilige Gees, nie net om U woord in hierdie oggend te verstaan nie, maar ook vir die werking van die Gees in elkeen van ons wat ook hierdie boodskap hoor, dat U Heilige Gees ons sal help om dit prakties in ons lewens uit te werk en toe te pas. Ons vra dit van U in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Goed, ons lees vanoggend Matteus hoofstuk 5. Ons is besig met die baie bekende bergrede van ons Here Jesus. En julle almal weet dat die bergrede van ons Here Jesus is die fundament of is die grondwet van die koninkryk waarvan ons deel is. En dan begin ons deur te lees in vers 17 tot 20. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar, ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. So dis duidelik dat ons Here Jesus begin hier met die wet van die Here en die betekenis en die waarde van die wet van die Here in ons lewe. En ek dink dit is baie belangrik dat ons heel aan die begin vir mekaar sê, dat die wet van die Here het baie beslis 'n plek in die lewe van die gelowige. En dit behoort eintlik voor die hand liggend te wees, maar ons weet almal dat daar is deesdae baie sogenaamde geestelike leiers, wat baie negatiewe uitsprake maak oor die wet van die Here. Ek dink dit is grootliks gebaseer op onkunde. Hulle besef nie wat die werklike waarde van die wet van die Here is nie, en op 'n misverstaan ook van die woord van die Here. Dis opvallend dat aan die begin van sy bediening gee die Here Jesus aan die wet aandag, en hy gee daarin 'n baie definitiewe, positiewe plek in die koninkryk. So enige iemand wat negatief is oor die wet van die Here, geen plek aan die wet van die Here gee in die lewe van die gelowige nie, is duidelik dan nie besig om dit te leer wat die Here Jesus leer nie. Daar is nie 'n vyandigheid tussen geloof aan die een kant en die wet van die Here aan die ander kant nie. Inteendeel, die praktiese uitwerk van geloof is juis die onderhouding van die wet van die Here. Dit is die manier waarop ons liefde vir God kan demonstreer. En dit het op 'n manier in baie kerke en Christelike bewegings verlore gegaan. Waarom sê Jesus hier wat hy sê? In vers 11 en 12
het Jesus al genoem dat die gelowiges ter wille van hom vervolg sal word, net soos wat die mense vroeër met die profete gedoen het. Alhoewel Jesus tot dusver nog niks oor die wet gesê het in die bergrede nie, is dit tog onmoontlik dat die fariseërs en die skrifgeleerdes reeds met Jesus gebots het oor die wet. En daardie botsing sou die gerug laat ontstaan het dat Jesus revolutionêr is ten opsigte van die wet en die profete. Ek dink dat dit is moontlik dat daar 'n persepsie bestaan het dat ons Here Jesus breek met die wet, ook in daardie tyd al. En soos wat ek sê, ons kry dat jy by sekere bewegings, kerke, predikers vandag hoor iets soortgelyks. En dit is 'n probleem, want dit is totaal vals. Wat bedoel Jesus met ontbind en vervul? Met ontbind bedoel Jesus tot niet maak of nie meer geld nie. Nou dis hoe baie vandag die wet sien. Dit geld nie meer nie. En daarom het hulle byvoorbeeld ook 'n groot probleem met die Ou Testament. En is daar die algemene persepsie dat die Ou Testament is baie minder belangrik as die Nuwe Testament. En dit word versterk deur predikers wat baie meer uit die Nuwe Testament aanhaal en preek as byvoorbeeld uit die Ou Testament uit. En wanneer hulle praat oor die Ou Testament, is daar 'n negativiteit en dat dit is baie tydgerig, met ander woorde, dit is nie meer relevant vir ons vandag nie. Terwyl daar eintlik 'n dieper gesoek moet word, nou wat is die boodskap wat God vir ons ook gee met die Ou Testament, en dan moet die boodskap baie duidelik deurkom dat die Ou en die Nuwe Testament dra een boodskap, en daar is een goue draad wat deur beide loop, en daardie goue draad wys altyd op ons Here Jesus Christus. Met vervul bedoel Jesus om die volle betekenis daarvan bekend te maak en dit self tot op die letter te gehoorsaam. Nou ja, ek sê altyd, daar is 'n verskil tussen vervul en verval. En baie dink dat blykbaar sê die Nuwe Testament dat die Ou Testament en die wet van God het verval. Die Here Jesus sê, hy kom om dit te vervul. Dis baie basiese Afrikaans, en ek dink dat mense sou dink dat mense die verskil tussen vervul en verval ken, maar dit lyk nie so nie. Dus ons is nie wetties nie, in die sin van dat ons dink, soos wat die skrifgeleerdes en die fariseërs destyds gedink het, dat ons onsself op 'n manier gaan red deur die wet van God te onderhou nie. Inteendeel, ek wil dit kategories stel, ons het nie eers die standpunt dat ons 'n bydrae maak tot ons heil en saligheid, tot ons redding, deur op enige manier die wet van God te onderhou nie. Ons lewe alleen van die genade wat God aan ons bewys in Christus, maar wat ek ook dadelik sal sê is, dat die wet van die Here is vir my 'n wonderlike instrument, wat die Heilige Gees in my lewe gebruik, om my lewe nog meer op God te rig. Dit is ook 'n instrument, wat ek kan gebruik, om vir God te wys hoe lief ek hom het. En daarom het die wet vir my groot betekenis. Nou wat die Here Jesus bedoel met die wet en die profete, is hy bedoel die ganse Ou Testament. Die eerste 5 boeke van die Bybel, weet ons, is die boeke van die wet of die Torah. Die Jode het die Bybel, die Ou Testament van hulle tyd, in 3 dele gedeel. Dis die Torah, die Ketubim, die geskrifte, en die Nebeim. En Nebeim is die Hebreëse woord vir die profete. Dis die 3 groot dele van die Ou Testament. Met ander woorde, as hy die eerste en die laaste een noem, nommer 1 en nommer 3, dan sê hy die Ou Testament. Hy verwys dus daarmee na die Ou Testament. Wat is die bedoeling van want?
Met want word die rede gegee waarom Jesus nie die wet en die profete sal kan ontbind nie. Want is mos altyd die begin van 'n redegewende sin. Hoekom sal hy dit nie ontbind nie? Waarna verwys verbygaan? Jesus maak bekend dat daar 'n dag sal aanbreek wanneer die hemel en die aarde nie meer sal bestaan soos ons dit nou ken nie, maar nie een deeltjie van die wet sal verdwyn nie of onvervuld wegval nie, voordat die hemel en die aarde vergaan nie. Inteendeel, voordat die hemel en die aarde vergaan, sal alles wat geskryf is gebeur. Dis krities belangrik, dit sê iets van God. Dit beteken God hou sy woord. God breek nie sy woord nie, hy het nie maar net iets gesê en dit bly onvervuld nie. As God gespreek het, hy is so betroubaar, hy is so vas, hy het so wonderlike karakter, dat dit wat hy sê gebeur, dit word 'n werklikheid. Dit rym natuurlik met die Godsopenbaring, wat ons heel aan die begin van die Bybel kry, dat God spreek net en dit gebeur. So, die oomblik as jy die idee het, dat die Ou Testament is uitgedien en ons is klaar daarmee en dit was maar dinge wat God toe daar gesê het en vandag is dit nie meer relevant nie, dan skep jy vir jouself 'n reuse probleem ten opsigte van wie God is. Dan sê jy met ander woorde, wel, God is tydsbepaald. God is in tyd en nie meer bokant tyd nie. Met ander woorde, God het eintlik menslik geword, om dit so te sê. God het beperkings. Nou, dit is skrikwekkende gedagtes daardie. As jy begin dink aan terme van God as bepaald deur tyd, dit wat hy sê, gebeur nie. Dink 'n bietjie mooi daaroor, hoekom 'n mens se lewe dan op losse skroewe? En dit is baie mense se teologie vandag. Hulle deurdink dit nie, maar dis waar dit hulle gaan uitbring in terme van hulle godsbeskouing. Ek is baie lief daarvoor om hierdie tipe van gedagtes van mense die lyn deur te trek na jou godsbeskouing toe, want dit is tog vir jou van kardinale belang, nee. Hoe sien ek God? Wie is God vir my? Is hy die opperwese, die absoluut almagtige, bokant tyd en al hierdie aardse beperkings verhewe? Ek kan God nie inbring in al hierdie beperkings in terme van my denke nie. Die Bybel plaas God bokant dit alles. Al is hy betrokke en is hy aktief in my leefwêreld, is God ook bokant dit verhewe. So, dit is 'n probleem as jy begin werk met 'n model waarin jy sê en dink dat, wel, God het 'n wet gehad, maar daai wet is nou afgehandel, dit is verby, ons werk nie meer volgens hierdie model nie. Heel eerste, sommer in sy heel eerste preek, loop jy jou vas teen die Here Jesus, wat sê, dit kan nie so werk nie. So enige iemand na wie jy luister, wat hierdie tipe van goed sê, jy moet baie versigtig wees as jy verder na daardie persoon wil luister. Ek dink die praktiese deurwerk van hierdie verkeerde gedagtes het jy gesien in die liturgie van Afrikaanse kerke, in dat die wet van God al meer en meer afgeskaal is, verander is, gereduseer is tot net die opsomming van die wet uit Matteus 22. Met ander woorde, die wet van God is nie meer in sy geheel aan die gemeente voorgehou elke Sondag nie, dat dit op 'n manier selfs uit baie van die Afrikaanse kerke se liturgie totaal verdwyn het. Die wet word glad nie meer gelees, word geensins meer aan die gemeente voorgehou as belangrik en rigtinggewend nie. Dit is baie duidelik, jy kan dit sien, dit gebeur in die meeste liturgie in kerke vandag. Ek dink as jy 'n opname sou maak, dan sou jy sien dat dit is eerder die minderheid van Afrikaanse kerke, ek praat nou maar meestal van die Afrikaanse kerke, waar die wet van God nog elke Sondag in sy geheel
aan die gemeente voorgehou word. Beteken dit dat die wet tog sal ophou bestaan, en as jy gaan kyk na daardie skrifgedeeltes, dan sien jy dat die wet van God nooit sal ophou bestaan nie. Die Here is ewig en sy woord of sy wet is nooit los van hom nie, en daarom as hy self ewig is sy woord ook nog altyd van betekenis en waarde, want kyk, wat doen die woord van God? Nee, 'n mens sal sê, maar kyk, wanneer ons nou op die nuwe aarde onder die nuwe hemel is, hoe relevant is hierdie woorde van God nog? Is nog steeds vir my relevant, want ons bely in artikel 2 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, dat daar is 'n algemene openbaring en daar is 'n besondere openbaring. Die algemene openbaring is die skepping, onderhouding en regering van die ganse wêreld. En wat is die besondere openbaring? Dit is die woord van God waardeur ons God ken. In ander woorde, die Bybel se doel is nie om vir my 'n klomp reëls en regulasies te gee nie, maar sodat ek God kan ken, dat ek kan weet wie hy is, dat ek hom kan sien vir wie hy is. En dit is wat vir my die heel belangrikste ding in my ganse lewe is. Dit is God, om hom te ken. En die Bybel bring my by daardie punt, want die woord van God is aan God verbonde en maak God, openbaar God aan my. En ek wonder wanneer gaan mense hierdie ding snap. Dit is reeds vasgevat en raak vasgevat in ons belydenisskrifte. En daarom is jou kosbaarste wat jy het, dit wat God van homself vir ons nagelaat het en wat ons nou kan gebruik om te weet wie hy is. Ons wil almal weet, wie is die persoon met wie ons praat, nee. Wie is my huweliksmaat, wie is my kinders, wie is die mense om my, jy probeer bepaal, wie is hierdie mens ten diepste. En nou kom God en hy kom gee vir ons sy woord, sodat ons kan weet wie hy is, dat ons 'n verhouding met hom kan hê. En daarom bly God se woord en sy wet relevant. En wanneer ek die wet lees, nee, dan hoor ek nie net die verbod gedeelte nie, daar is ook 'n positiewe gebod gedeelte by elkeen van hulle. Dit sê weer iets van, wie is God? Dit sê byvoorbeeld vir my, God is waarheid. God is regverdig, want waarheid en regverdigheid loop saam. God is goed. God gee sekere dinge, God wil sekere dinge. God is soewerein. Hy is vrymagtig. Hy kan sekere dinge van my vra, hy kan sekere dinge van my eis. Daar is soveel dinge wat ek van God leer. Deur my Bybel te lees, deur byvoorbeeld die wet te lees, ek kom agter wie hy is en hoe dat hy wil hê, ek sy beeld in hierdie skepping moet wys, deur te luister na wat hy vir my sê, en te gaan doen wat hy vir my sê. Dit is loutere dwaasheid. Dit is absolute dwaasheid, om negatiewe goed oor die wet van God te sê. Dit openbaar 'n geweldige stuk onkunde, wanneer jy negatiewe goed oor die wet van die Here kwytraak. Wanneer jy nie eers die vermoë het om te onderskei tussen wanneer die apostels byvoorbeeld dit teen die verstaan van die skrifgeleerdes en die fariseërs van die wet het nie, wat hulle daarvan gemaak het, hoe hulle die mense verkeerd geleer het nie. Dit is wat Paulus eintlik doen in Galasiërs. En nou kom predikers en dan vaar hulle uit teen die wet van die Here. Die Here Jesus doen dit self hier, deur byvoorbeeld te sê, die skrifgeleerdes en die fariseërs lees die wet verkeerd, hulle doen dit, maar ek sê vir julle die volgende. Hoe kan mense dit nie onderskei nie? Hoe kan hulle dit nie raak sien nie? Wel, ek dink, dan lees jy die Bybel geweldig oppervlakkig, en baie beperk. Maar jy gee jouself uit vir leermeester, om ander mense te leer, maar dan leer jy hulle verkeerd, oor wat die waarde en die betekenis van die wet van God is. Dis maak dus baie seker, dat jy die persone na wie jy luister, byvoorbeeld hieroor,
baie versigtig kies. Ek sê weer eens, ons leer nie, ek sê dit kategories, ons leer nie, dat ons onsself red met die wet nie. Dit is wat die skrifgeleerdes en die fariseërs geleer het. Maar die apostels het soos die Here Jesus gesê, die wet is woord en die woord bly gebind aan God en dit bly altyd vir ons belangrik en het vir ons betekenis. En daarom kan dit nie uit ons eredienste weggelaat word nie. Dit is 'n belangrike element in ons eredienste. Dit het 'n spesifieke funksie op die plek waar dit in die liturgie, in die reformatoriese liturgie ingebou is. Julle sal baie keer sien, in daardie liturgie, dan sê ek, wat is die verskillende elemente van die liturgie, en by die verootmoedigingsdiens, die verootmoedigingsgedeelte, daar waar ons neerbuig voor God, daar kom ons by die wet van die Here, en daar luister ons saam na die wet van die Here. Die wet van die Here stem ons tot groot nederigheid en neerbuiging voor die almagtige God. 'n interessante ding is natuurlik dat die Here sê dat daar is uit Matteus 23 vers 23 en Lukas 11 vers 42 blyk dit dat die minste van hierdie gebooie wie die mense leer om die minste van hierdie gebooie nie te gehoorsaam nie. So is daar 'n minste en 'n meeste en dan is die sommige se gedagte dat die minste van die gebooie na die kleiner wette verwys. Die wat meer op die kantlyn is as die twee groot gebooie van Matteus 22, liefde tot God en liefde tot ons naaste. Ek dink dalk so 'n bietjie anderste hieroor. Ek dink dat minste en meeste het alle gebooie resorteer onder liefde teenoor God en liefde teenoor ons naaste. Maar 'n mens kan sê dat die gebooie wat die minste is die wat meer prakties is, die wat meer uitgewerk is in die fynere detail. En dan is daar die gebooie wat groter is, wat baie duideliker en nader staan aan, dit gaan hier oor die beginsel van die liefde. Maar wanneer jy byvoorbeeld, kom ons praat van die stop by 'n stopstraat, is vir my nie minder belangrik nie, dit is ook belangrik, maar in vergelyking met wat dieselfde gebod aanbetref, want die wet van die Here het 'n sinekdogeese karakter. As jy praat van mag ek iemand op die mond slaan in vergelyking met die stop by die stopstraat, nog steeds dieselfde gebod, die 6de gebod. Dan sê wel, om iemand op die mond te slaan is erger, maar potensieel as ek in 'n ongeluk sou beland, omdat ek oor die stopstraat ry en iemand is dood, dan word dit ook weer baie erger. Maar as jy net oorry en jy is nie gevang nie, is dit dan nie minder erg nie, maar is nog steeds dieselfde gebod van die Here wat jy oortree. En wie van ons stop altyd dood by 'n stopstraat? En dan kry jy byvoorbeeld, sal 'n mens sê, die duidelikste waar dit kom by die oortreding van die 6de gebod is, wanneer jy iemand wederregtelik doodmaak, soos byvoorbeeld met 'n plaasaanval. Maar aan die ander kant, is dieselfde gebod, die 6de gebod is ook wanneer 'n man vir sy vrou sou sê, of 'n vrou vir haar man sou sê, is jy dom? Dit is ook dieselfde gebod, dis oortreding van presies dieselfde gebod. So die wet van die Here noem een groot gedeelte, maar die uitwerking daarvan in die detail, kan tot in die fynste detail uitgewerk word, nee. En dis as dit ware soos 'n piramide, wat van bo na onder vloei. So ek sien meeste, minste, miskien duideliker na die bokant toe, maar verder die uitwerk daarvan tot aan die onderkant is vir my, jy moet baie mooier dink watter gebod is hier ter sprake. Goed, ek hoop dit help, ek dink dalk dit was 'n bietjie 'n moeiliker verduideliking. Wat is dit om die minste genoem te word?
Uit Matteus 11 vers 11 blyk dit dat iemand wat die minste genoem word, iemand is wat minder belangrik is. Groot in hierdie vers verwys dan na die teenoorgestelde van minste, dit wil sê wat belangrik is. Vers 20, wat is julle geregtigheid? Julle geregtigheid verwys na die gelowiges se eie voldoening aan die geregtigheid van God. Dit wil sê hoe die gelowiges aan die wil van God voldoen. Wat is die geregtigheid van die skrifgeleerdes en die fariseërs? Dit is hoe hulle aan die wil van God, sou ek wou sê, probeer voldoen het, want hulle het dit nie voluit gedoen nie. Aangesien Jesus se leer anders was as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs se leer, het hulle die gerug versprei dat Jesus besig was om die wet en die profete te ontbind en daarmee dan ongeldig of nie meer van toepassing te maak nie. Jesus sê dan vir die disippels wat na hom luister, dat hulle nie die skrifgeleerdes en die fariseërs se gerug oor hom in verband met die wet en die profete moet glo nie. Jesus het immers gekom om die wet en die profete juis te vervul en nie te laat verval nie. En ek het iets daaroor al gesê. Wanneer Jesus die wet en die profete vervul, doen hy presies dit wat in die Ou Testament aangaande hom, die Seun van God, geskryf staan. Dit wat vroeër aangaande hom geprofeteer is, het hy kom doen. Dit beteken verder dat hy self elkeen van die gebooie presies kom doen het, soos wat sy Vader dit beveel het. Hy onderhou die wette 100% en hy moes dit ook doen, omdat ons nie die wette 100% ooit kan onderhou nie. Dit is immers net Jesus wat die wet so volmaak kan gehoorsaam, soos wat sy Vader dit beveel het. Elke ander mens skiet in die een of ander opsig tekort, wanneer dit kom by die gehoorsaamheid aan die wet van die Here. En as 'n mens maar net ek wil net gegooi daarso. En as 'n mens maar net een wet oortree het, is jy skuldig aan die hele wet van die Here. Dit is volgens Jakobus 2 vers 10 tot 11. Vervul dra ook die betekenis dat Jesus die volle betekenis van die wet aan die mense kom leer. Soos dit ook duidelik word in die res van Matteus 5, wanneer Jesus sommige van die gebooie van die tweede tafel van die wet aan sy disippels leer, en vir hulle uitwerk wat is die praktiese betekenis daarvan, omdat hulle so verkeerd geleer was deur die skrifgeleerdes en die fariseërs. Jesus gaan verder deur 'n rede te gee waarom hy nie die wet en die profete sal of kan ontbind nie. Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as wat een van die gebooie van die wet onvervuld gelaat sal word. Trouwens, hiermee gaan Jesus juist terug op die openbaring deur die profete. Vergelyk byvoorbeeld Jesaja 40 vers 8, dat die wet van die Here nie tot 'n einde sal kom nie, want dit staan vir ewig vas. Gaan kyk ook 'n baie mooi voorbeeld wat in sy geheel handel oor die woord en die wet van die Here, met ander woorde ook die verband, dat dit is dieselfde saak, woord en wet, is Psalm 119. Die hele Psalm 119, die langste psalm in die Bybel, handel in al die verse oor die woord en die wet van die Here en hoe vas dit is. Jesus se koms na hierdie wêreld en sy vervulling van gehoorsaamheid aan die wet het nie beteken dat die wet nou geheel en al nie meer geld vir Christene nie. Hy het inderdaad die wet in ons plek volmaak gehoorsaam, want hy het aan die regverdige eis van sy Vader kom voldoen, waaraan ons nie kan voldoen nie. En verder het Jesus ook nog die wet vir ons in sy diepe en ryke betekenis kom verklaar, sodat ons nie in lyn met ons sondige aard net by die oppervlakkige betekenis sal vassteek nie. Dis vir my 'n baie belangrike punt hierdie. As jy nie moeite doen om te groei nie, as jy nie groei in die woord en ook in jou uitleef van die wet van die Here nie, dan sondig jy. As jy nie bereid is om meer te leer nie, en as jy nie
bereid is om dit wat jy geleer word toe te pas in jou lewe nie, dan sondig jy. God verdra nie oppervlakkigheid nie. Hy verdra nie dat ons bly net by die eerste dinge nie. Ons kan nie kinders bly vir altyd nie, as ek die skrywer aan die Hebreërs moet aanhaal. Ons moet groei tot geloofsvolwassenheid. Die doel van die ampte in die kerk is juis om mense toe te rus met die oog daarop dat hulle sal groei tot by volwassenheid. Jy kan nie kind bly vir altyd in die woord van die Here nie. Jy moet groei en ontwikkel, en die vraag is, wat doen jy dat dit moet gebeur? Nou ja, vandag praat ek seker dan met die mense met wie ek nie daaroor moet praat nie, want julle is hier, julle is bereid om te luister, julle doen moeite, en ek dink dit is belangrik dat ons die boodskap ook met ander deel. Dit word duidelik in die res van Matteus 5, wanneer Jesus sommige van die wette op die tweede tafel vir ons verklaar. Die ewige voortbestaan van die wet van die Here word ook vir ons daarin duidelik, dat die profesie van Jeremia aangaande die nuwe verbond juist daarin vervul word, dat die Heilige Gees die wet op die tafels van die gelowiges se harte kom neerskryf. Die mense wat die skerpste kritieke teen die wet van die Here en wat die Gees en die wet teenoor mekaar afspeel, en hulle sal byvoorbeeld hierdie vers uit Jeremia 31 sal hulle aanhaal, maar dan mis hulle die baie belangrike punt, dat dit is steeds die wet van die Here wat deur die Heilige Gees op die tafels van die hart van die gelowige skryf. In ander woorde, sodat die gelowige dit prakties gaan uitleef. So hoe kan hulle dan beweer dat ons lewe nou in die bedeling van die Gees en dat die wet het nie meer 'n plek daarin nie? En dan haal hulle hierdie vers aan uit Jeremia, en die vers sê juist, die Heilige Gees is die skrywer nou van die wet van die Here op die tafels van die hart van die gelowige. Die wet kan dus nie maar net verdwyn nie, die Heilige Gees maak dit dan deel van die Christense lewe van elke dag. Dit is die beeld wat Jeremia daar gebruik. Jesus, en nou wil ek julle 'n baie belangrike ding leer, en as jy notas maak, skryf dit neer. Jy kry verskillende tipe wette in die Bybel, en jy moet baie mooi onderskei met watter wet werk jy, en van watter wet word daar gepraat in die Bybel, veral ook in die Nuwe Testament. En ek vind dat meer as die grootste meerderheid van predikers weet dit nie. Hulle sal nie eens vir jou kan sê watter verskillende wette is daar nie. Hulle dink wet is net wet. En dit is verkeerd. Dis heeltemal onkundig. Ons Nederlandse geloofsbelijdenis maak hierdie onderskeid baie duidelik. Daar is 'n artikel in die Nederlandse geloofsbelijdenis wat handel oor die seremoniële wet, en hoe dat Christus gekom het om die seremoniële wet te vervul. Nou, teenoor die seremoniële wet kry ons ook die morele wet. En die Bybel praat baie keer net van wet, en veronderstel ons weet wat die onderskeid is, en ons weet wat een bedoel word. Nou kom ek verduidelik vir julle. Die seremoniële wette is byvoorbeeld die offerwetgewing. Die bepalings oor byvoorbeeld vas. Daar is 'n rits seremoniële wette wat vir ons beskryf word in die Bybel. Daarteenoor kry ons die morele wet. Die morele wet is die 10 gebooie. Nee. Nou die 10 gebooie kan nie verval nie. Die 10 gebooie is die beginsels wat onderliggend is aan die wette van die meeste lande. As daar nie meer 'n morele wet is nie, dan kan ons mekaar maar doodmaak. Want dit het ook nou, dis ook deur Christus vervul, en daarom het dit verval, volgens die dwaalleraars se redenasie. So, die seremoniële wet is al hierdie offerwetgewing wat ons kry, byvoorbeeld, dit het in Christus is dit vervul. Ons onderhou dit nie meer nie. Dit het 'n bepaalde boodskap oorgedra. Daardie boodskap het sy betekenis
gevind in Christus, die boodskap is afgehandel, is voltooi. En daarom doen ons nie meer hierdie seremoniële wet nie. Maar die morele wet is geldig, bly geldig, en sal nie verander nie. Kan nie verval nie. En dit is wat die Here Jesus ook baie duidelik wys in hierdie heel eerste preek wat hy preek. Hy gaan in op die morele wet. So onderskei hierdie verskillende wette in die Ou Testament en waarna ook verwys word in die Nuwe Testament, die seremoniële wet en die morele wet. Jesus het die seremoniële wette vervul en deur sy bloedstorting aan die kruis 'n einde daaraan gemaak. Die seremoniële wette het baie gepaard gegaan met bloed, en daardie bloed se boodskap was, dit wys heen na die bloed van die lam van God, wat aan die kruis vir ons versoenings doen vir ons sonde. Daarom staan 'n Christen nie meer verplig om hierdie wette te gehoorsaam nie. Die Fariseërs was egter nauwlettend om alles in hulle huis 'n tiende van aan die Here te gee. Maar die belangrike dinge, soos barmhartigheid en geregtigheid teenoor hulle naaste, het hulle byvoorbeeld nagelaat. En daarop het Jesus gesê dat 'n mens die belangrike dinge moet doen en die ander nie moet nalat nie. Diens aan die Here sluit 'n mens sy hele lewe in. En daarom moet 'n Christen in elke deel van sy lewe getrou wees aan die Here. Wie in die klein dingetjies getrou is, sal en behoort ook in die groot dinge getrou te wees. Jou hele lewe behoort aan die Here. Dit is 'n belangrike besef wat 'n mens moet kry. Ek wil amper sê, dis 'n kopskuif wat baie mense moet maak. Jy kan nie jouself los sien van die Here nie. En alles wat jy doen, vind betekenis en waarde in hom, en in dit, in daardie verhouding wat ek met hom het, is die wet vir my baie belangrik en kosbaar belangrik, want ek kan van my kant af wys, ek het Christus aangeneem as my saligmaker en verlosser. Ek kan vir hom baie duidelik wys hoe sterk ek oor hom voel, hoe lief ek hom het. Maar die Christen se regverdiging voor God is nie afhanklik van sy gehoorsaamheid aan die wet nie. Inteendeel, die wet bring ons by Christus uit weens die swakheid van ons natuur. Ons kan self nie die wet volkome gehoorsaam nie, maar Christus het dit in ons plek 100% gedoen. Hy is volmaak regverdig voor sy Vader in die nakoming van die wet gewees. Hy het gedoen wat ek nie eers naaste by kon doen nie. Deur die geloof is Christus ons geregtigheid voor God. Sy volmaakte werke word deur die geloof aan ons toegereken. Maar dit beteken nie dat die wet nou vir ons nutteloos geword het nie. In die wet toon die Heilige Gees immers die Here se karakter aan ons. En wanneer ons by Christus gekom het, lei die Heilige Gees ons terug na die wet om hoe langer, hoe meer ook die karakter van die Here in ons lewens te vertoon. Deur die wet leer ons hoe om waarlik die beeld van God te wees in ons lewe van elke dag. Dit is vir my baie belangrike saak om vir die wêreld te wys wie my God is, en dit te doen deur my leefwyse, deur my optrede. Dat dit kan nie net bly by woorde nie. Die wêreld is vol woorde en vol gedagtes, maar die toets vir wie God werklik is uiteindelik wat doen ek, wat sê ek, hoe leef ek, wat wys ek. En daai boodskap is die oortuigende, kragtige boodskap. Dit is wat mense trek, nie na my toe nie, want ek is, wie is ek? Ek is niemand nie, maar wat God ons gebruik om mense na hom toe te trek, want ons probeer 'n spieelbeeld te wees in hierdie wêreld van wie hy is. Nou goed, kom ons kyk. Die Here Jesus begin dan met die 6de gebod. Hoekom begin hy daar? Ek dink dis daarom die een ding wat die meeste mense vir hulle self sal sê, maklik sal sê, nou ek dink nie ek oortree die 6de gebod nie. Ek het nog niemand doodgemaak nie.
Maar nou ja, uit net nou so voorbeelde sal julle weet, jy kan nie dit sê nie. Nou sê Matteus 5 vers 21, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, dis natuurlik die skrifgeleerdes en die fariseërs wat al vir generasies en geslagte die mense geleer het, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broer sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broer sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad, dit is die Sanhedrin, die Joodse raad, en elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broer, en kom dan en bring jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor jou teeparty, solank as jy nog saam met hom op pad is, sodat die teeparty jou nie miskien oorgee aan die regter, en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar, en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar, ek sê vir jou, jy sal sekerlik nie uitkom voordat die laaste oortjie, 'n oortjie was 'n baie klein muntstukkie, betaal is nie. Waarom sê Jesus, julle het gehoor, die mense wat deur Jesus geleer word, het nie self die wet gelees nie, hulle het nie boeke gehad soos ons nie, hulle het nie elkeen 'n Bybel gehad nie, hulle het dit miskien in die sinagoge gehoor, en hulle was aangewese op dit wat die skrifgeleerdes en die fariseërs hulle geleer het, maar hulle het net gehoor hoe die skrifgeleerdes en die fariseërs hulle leer. Wie is die mense van die ou tyd, die vorige geslagte? Wie het dit aan die mense van die ou tyd gesê? Moses en die Lewiete. Wat is aan die mense van die ou tyd gesê? Jy mag nie doodslaan nie. Wat word gesê dat die een wat doodslaan verantwoording moet doen? Waar word gesê dat die een wat doodslaan moet verantwoording doen? Nou wil ek saam met julle gou die volgende doen. En ek gaan nou 'n bietjie terug na wat ek net nou gesê het oor die Ou Testament, en hoe dat 'n mens moeite moet doen met die Ou Testament, en dat jy kom tot 'n dieper begrip van wat sê God van homself, wat wys hy van homself. Het julle al Exodus 21 gelees? Exodus 20 kry ons natuurlik die wet van die Here, en dan in Exodus 21 kom die Here en hy praat met ons oor sy wet, nee. Hy gee vir ons hy gee meer besonderhede oor sy wet, dat ek nou net gou kyk, waar, dat ek het gou hier, daar lê hy, ek sal hom nou kry, sy, daar is hy, Exodus 21, kom ons lees dit net saam, en dink nou, wat sê God van homself deur dit wat hy ons hier leer. Goed, kom ons lees hier vanaf vers 14, is reg, ons kan daar begin. Maar as iemand moetswillig teen jou naaste handel om hom met lus, ons kan 'n bietjie vroeër, kom ons begin by vers 11. En as hy hierdie 3 dinge nie vir haar doen nie, kan sy verniet weggaan sonder geld. Hy wat 'n mens slaan, dat hy sterwe, moet sekerlik gedood word. Daar word 'n beginsel gegee, maar as hy dit daar nie op toegelê het nie, met ander woorde nie met opset nie, maar God het sy hand laat ontmoet het, dan sal ek jou 'n plek aanwys waarheen hy kan vlug. Hy het nie die persoon met voorbedagte rade met die bedoeling om hom dood te slaan, om doodgeslaan nie. En nou kom God en hy werk dit fyner uit. Wat hoort alles hier onder die punt van die 6de gebod? Dis iets soortgelyks as wat die Here Jesus hier doen. Maar as iemand moetswillig teen sy naaste handel om hom met lus dood te maak, moord met voorbedagte rade, met ander woorde, moet jy hom van my altaar af wegneem, want jy kon na die altaar toe hardloop, daaraan vashou en dan kon hulle niks aan jou doen nie. Maar ons het baie voorbeelde daarvan in die Ou Testament, dat iemand weggevat word van die altaar, die brandofferaltaar, en dan daar buite tereggestel is om te sterwe.
En hy wat sy vader of sy moeder slaan, 6de gebod, moet sekerlik gedood word. En hy wat 'n mens steel om hom te verkoop, of as hy in sy besit gevind word, die moet sekerlik gedood word. Mensenhandel. En jy kry dit al reeds in die Ou Testamentiese tyd, nog steeds 6de gebod. Dit val nie net onder steel nie, die gebod oor steel nie, dit gaan primêr hier oor, jy is besig om iemand te moor. En hy wat sy vader of moeder vloek, moet sekerlik gedood word. En as manne twis en die een die ander slaan met 'n klip of met die vuis, sodat hy nie sterwe nie, maar bedlêend word. As hy weer opstaan en buite met sy stok rondloop, moet hy wat geslaan het, ongestraf bly, net sy tydsverlies moet hy vergoed, en sorg dat hy heeltemal gesond word. Tyd is 'n geleentheid om te leef, en jy moet 'n inkomste verdien om te kan leef. Dit is baie regverdig wat God hier beveel. Hier sien ek dat God is 'n regverdige God. En as iemand sy slaaf of slavin met 'n stok slaan, dat die onder sy hand sterwe, moet dit sekerlik gewreek word. Jy mag nie jou slaaf net doodgemaak het nie. God het ander beginsels gegee, as wat gegeld het onder die heidene in daardie verhouding van eienaar en slaaf. Maar as hy na 1 of 2 dae nog lewe, moet dit nie gewreek word nie, want hy is sy eiendom. Bedoelende, die persoon het hom miskien met die stok geslaan, maar die bedoeling was duidelik nie om hom dood te slaan nie, maar iets het verkeerd geloop en die mens het toe eventueel gesterf. So dit gaan hier oor hartsgesindheid, bedoeling. Hartsgesindheid is altyd vir God baie belangrik. En as manne met mekaar veg en 'n swanger vrou so stamp dat haar vrug afgaan, maar dat daar geen ander letsel is nie, moet hy sekerlik boete betaal soos die man van die vrou om dit oplê, en hy moet dit deur skeidsregters gee. Maar is daar 'n letsel, dan moet jy gee lewe vir lewe, oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet, brandplek vir brandplek, wond vir wond, kwesplek vir kwesplek. En as iemand sy slaaf of slavin op die oog slaan en hy dit beskadig, moet hy hom vry laat weggaan vir sy oog. En as hy die tand van sy slaaf of die tand van sy slavin uitslaan, moet hy hom vry laat weggaan vir sy tand. En as 'n bees 'n man of 'n vrou stoot, sodat hy sterwe, moet die bees sekerlik gestenig word, en sy vleis mag nie geëet word nie, maar die baas van die bees sal ongestraf bly. Maar jy moet verantwoordelikheid aanvaar. Ons almal moet verantwoordelike lewens voor God lewe. Maar as die bees tevore al stoter gewees het en sy baas gewaarsku was, maar dit nie opgepas het nie, en dit 'n man of 'n vrou doodmaak, moet die bees gestenig word en sy baas moet ook gedood word. Hy het nie die verantwoordelikheid nagekom om daardie gevaarlike bees te laat oppas nie. As aan hom losgeld opgelê word, moet hy vir die lossing van sy lewe alles gee wat hom opgelê word. Of dit 'n seun gestoot het of 'n dogter, volgens hierdie reg moet met hom gehandel word. As die bees 'n slaaf of 'n slavin stoot, moet hy aan hulle heer 30 sikkel silwer gee en die bees moet gestenig word. En as iemand 'n put oopmaak, of as iemand 'n put grawe en dit nie toemaak nie, en 'n bees of 'n esel val daarin, moet die eienaar van die put vergoeding gee. Hy moet aan die eienaar van die dier geld gee, maar die dooie dier moet syne wees. Dis ook regverdig, want hy het eintlik daardie dier gekoop, of hy nou wou of nie, hy moes die put toegemaak het. En as iemand se bees die bees van 'n ander stoot, sodat dit sterwe, moet hulle die lewendige bees verkoop, en die geld daarvan verdeel, en die dooie een moet hulle ook verdeel. Of as dit bekend was, dat die bees tevore al stoterig gewees het, en sy baas het dit nie opgepas nie, moet hy ten volle bees vir bees vergoed, maar die dooie een moet syne wees. Dit is vir my baie treffend, hoe absoluut regverdig die Here
is in sy besluite en dit wat hy sê moet gebeur. Ek leer iets belangrik van hom en hoe hy wil hê ek moet optree. Dis ook baie duidelik dat die Here nie dieselfde siening het van mense in terme van klasse en kategorieë wat so algemeen gangbaar was in daardie tyd nie. Lewe is vir God baie kosbaar. Of dit die lewe van 'n ongebore kind is, die lewe van 'n slaaf is, die lewe van 'n man of van 'n vrou is, dit is vir God kosbaar en lewe moet beskerm word en 'n mens dra die verantwoordelikheid om die lewe ook van ander te beskerm. Waarom begin Jesus, maar ek sê vir julle? Jesus stel homself teenoor die eng verklaring van die 6de gebod deur die skrifgeleerdes en die fariseërs. Hy is immers die groot profeet, ons groot leermeester, wat ons leer wat reg is. Wat beteken dit om sonder rede kwaad te wees? Dit is om kwaad te wees vir iemand omdat jy te nagekom voel, soos Kajan teenoor Abel en Saul teenoor Dawid, en nie Kajan of Saul het die reg gehad nie. Hulle was kwaad vir mense wat beter geleef het as hulle, en sonder rede kwaad. Hulle kon ook daardie roete gevolg het, maar hulle wou nie. Wie is die broeder van wie Jesus praat? Dit is enige iemand anders, dit is ons naaste. Dink aan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, as jy wil weet wie is ons naaste. Wie is die gereg voor wie verantwoording gedoen moet word? Dit is die wat in die poort gewoonlik die regspraak aangehoor het. Wat word bedoel met raka? Dit is om trots te wees oor iets waaroor 'n mens nie regtig trots kan wees nie. Dit kom daarop neer dat 'n mens ydel is. Jy is werklik leeg en sonder waarde. Wie is die groot raad? Dis die Sanhedrin. Wat word bedoel met dwaas? 'n Dwaas is iemand wat nie die Here as God erken nie. Wat is die hel? Dit is die plek van ewige verlorenheid, waarin die duiwel ook gewerp sal word. En dan verse 23 en 24. Hoe staan hierdie verse in verband met die vorige? In hierdie verse, sowel as in die volgende 2 verse, gee die Here 'n voorbeeld hoe 'n mens moet maak om te keer dat jy of jou broer 'n oortreder word van die 6de gebod. Wat beteken dit om jou gawe na die altaar te bring? Dit is wanneer jy jou offer wil bring om versoening te bewerk tussen jou en die Here. Dit gaan vir jou oor die verhouding met die Here. Maar nou bring jy jou gawe, maar jy weet jou verhouding met jou naaste is nie reg nie. Dan sê die Here, jou naaste is tog die beeld van God. Gaan maak eers daardie verhouding daar reg met jou naaste wat jy kan sien en wat jy by jou het, voordat jy ook kom en probeer om jou verhouding met die Here in orde te kry. Wat is opmerklik uit die tweede deel van vers 23, die een wat die offer bring, onthou dat sy broer iets teen hom het, nie hy wat iets teen sy broer het nie. Dit is opmerklik. In ander woorde, dit mag wees dat my broer vir my kwaad is. Laat ek eers gaan in die saak regmaak. Ek het 'n verantwoordelikheid. Dit is nie eers dat ek weet, daar is verseker 'n probleem nie. Ek het net die vermoede dat daar is iets wat verkeerd is. Laat ek gaan. Dinge het nie vir my reg gelyk nie. Laat ek dit eers gaan regstel. En dit is so nodig in die wêreld waarin ons vandag leef, en dit gebeur so min dat mense dit doen. Waarom moet hy sy offer by die altaar los en eers homself met sy broer versoen? Die feit dat sy broer iets teen hom mag hê, het 'n invloed op sy verhouding met die Here. Hy kan nie maak asof alles reg en daarom kan hy nie die Here net dien nie. Jy moet onthou, jy gee voor jy is vals as jy so optree en jy probeer nie van jou kant af om die saak reg te stel nie. Die gesindheid van die hart is vir God baie belangrik. Ek het dit net nou ook gesê. Wie is jou teeparty? Dit is die persoon wat iets teen jou het. Waarheen is jy saam met hom op pad? Uit die res van die sin blyk dat jy jou teeparty met jou op pad na die hof toe is. Wat beteken dit om goedgesind te wees? Dit beteken dat jy inskikkelik moet wees, erken dat jy ook gefouteer het. Wat sal anders gebeur? Jy sal oorgegee word deur
die hof aan die geregsdienaar en jy sal uiteindelik in die tronk beland totdat jy elke stukkie van daardie skuld dan betaal het. Nou goed, ek sal graag hierdie volgende deel volgende keer net vinnig met julle wil deurgaan, dat ons net weer praat oor die 6de gebod. So ek gaan dit nie nou afjaag nie. Ek wil vir julle geleentheid gee vir enige vrae of opmerkings oor dit wat ons vanoggend gedoen het tot waar ons gekom het. Is daar miskien enige vrae of opmerkings? Ek wil net vra, in Exodus 21 vers 32, as dit 'n slaaf of slavin is wat deur die bees gedood is, moet daar 30 sikkel silwer vir hulle eienaar gegee word. En die bees moet gestenig word. Hoekom is hulle lewe dan minder werd as die ander sinne, soos die seun of die dogter, of want 'n lewe is vir die Here kosbaar. Ja, wat ek daar kan sê, 30 sikkel silwer is 'n redelike groot bedrag, hoor. Dit is nie dat die Here daarmee sê, inteendeel, ek dink as jy besef hoe groot bedrag dit is, dan in die wêreld van destyds, die leefwêreld van destyds, sou dit 'n astronomiese bedrag wees vir die lewe van 'n vroulike slaaf. Dit was ongekend. So die Here gee eintlik 'n geweldige hoë premie, geweldige hoë waarde aan die lewe van 'n vroulike slaaf, deur daardie bepaling. Ons sien dit dalk vanuit die hoek van dit klink half negatief, dat daar vir 'n vrou se lewe 'n materiële waarde, 'n bedrag daarop geplaas word, maar dis 'n reuse bedrag, hoor. Dit was opspraakwekkend eintlik. So hy sê eintlik, haar lewe het geweldige groot waarde. Nee, wat eintlik vir my snaaks is as jy iemand slaan, moet jy gedood word. Maar as jy 'n slaaf slaan, dan moet jy 'n bedrag betaal. Dit is eintlik vir my nogal vreemd. Ja, ek dink wat daar is 'n onderskeid tussen 'n vryman en 'n slaaf. Dit is, ja, daar's 'n onderskeid tussen 'n vryman en 'n slaaf, en daar was 'n rede hoekom iemand byvoorbeeld 'n slaaf is. Byvoorbeeld, iemand kon 'n slaaf geword het deurdat so 'n persoon deel was van 'n deur 'n oorwonne volk. Met ander woorde, iemand kon dalk van Kanaanitiese afkoms gewees het, nee. Met ander woorde, dit was nie eers noodwendig 'n Joodse persoon wat verarm geraak het, en dit was 'n Jood wat 'n slaaf geword het. So jy kan byvoorbeeld 'n heidense slaaf gehad het, wat jy so geslaan het, sê 'n slavin, dat daardie persoon lewe verloor het, en nou moet jy so optree. En dis eintlik totaal ongekend gewees in die destydse wêreld. So God tree met sy wet hierin, en hy sê dat alle lewe het 'n waarde, het 'n betekenis, en dis 'n hoë waarde. Dit het 'n hoë betekenis. Jy kan nie net lewe neem nie. Ja. As ek jou nou reg verstaan, was hulle eintlik maar almal heiden. Slawe by die Jode was meestal heidene, maar daar was ook Jode wat verarm kon geraak het en toe in slawerny ingegaan het. Maar dan het God 'n hele reeks ander bepalings ten opsigte van Jode wat slawe geword het by mede-Jode. Hulle moes uiteindelik daardie Jode na 'n sekere tyd weer ook vrylaat. So God vestig 'n baie duidelike beginsel deur al hierdie wette, en dit is lewe het hoë waarde. Okay, baie dankie, Tommy. Okay. Ek kan net gou hierdie ene kyk. Baie dankie. Enige ander vrae of opmerkings? Goed. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Dit is daarom net wonderlik hoe insiggewend die woord van die Here is, belangrik die woord van die Here is. Ek hoop my verduidelikings maak sin. Dit is ook maar die beperkte verduidelikings van 'n mens.
So ek sal weer ook gaan dink oor wat ek gesê het, miskien maak ek toevoegings volgende week, maar baie dankie vir julle teenwoordigheid, ek sluit vir ons af met 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u woord het vir ons groot waarde en betekenis, laat ons ook daarin vashou dat lewe vir u belangrik is, en laat ons daarom ook so lewe dat alle lewe moet beskerm word, moet onderhou word, moet in stand gehou word, en ons het 'n belangrike rol om in die verband te speel. Ons bid ons gebed in die naam van die Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Goed julle, mooi en 'n geseënde dag